Dit is nou 9 uur en ons het nou net gelees hoe Simon vir Jesus gehelp het om sy kruis te dra. Nou voordat ek wil lees, wil ek net iets verduidelik. Ons dink baie dit is die hele kruis wat hy sy gedra het. Dit is waarskynlik nie. Waarskynlik sou dit net die dwarslat wees, maar daai dwarslat was ongelooflik swaar geweest en teen hierdie tyd is Jesus al so gemartel dat hy sukkel om dit self te kan dra. Dat Simon dan nou moes inkom en inspring en help. Nou gaan ons lees oor die kruisiging van Jesus en dit sê spesifiek vir ons, dit was die 3de uur geweest. Nou Jode het van 6 uur af begin ure tel om en by. Hulle het gewerk met die sonopkoms en sonsondergang en ons weet in daardie tyd is dit rondom 6 uur geweest. En so weet ons presies, dit was rondom 9 uur wat Jesus gekruisig is. Dit is ook die rede hoekom die diens vandag 9 uur was. En so lees ek dan vir ons van Markus 15 vanaf vers 22 af. Hulle bring Jesus toe na die plek Golgotha, wat as dit vertaal word, kobbeenplek beteken. Hulle wou hom wyn gemeng met mirre gee, maar hy het dit nie geneem nie. Toe kruisig hulle hom, verdeel sy boklere deur daaroor te loot, oor wie wat sou neem. Dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. Die inskripsie van die aanklag teen hom is bo hom aangebring, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een aan sy regterhand en een aan sy linkerhand. Die verbygangers het hom gelaster terwyl hulle koppe skud en sê, "Ha, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself. Kom af van die kruis." Op dieselfde manier het ook die leierpriesters saam met die skrifkenners spottend vir mekaar gesê, "Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo." Ook hulle wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. Dit is tot en met vers 32, en dit is dan wat in die volgende 3 ure sou gebeur het, is al hierdie dinge. Hoe Jesus begin gekruisig was, en dan daar op die kruis, dan nou sou gehang het vir 3 ure lank. En ja, dis eintlik, dis 'n swaar ding om oor te gesels, want dis eintlik iets wat mense nie aan kan dink nie. Dis iets groter as wat ons besef. Dis iets swaarder as wat ons besef. Ons maak dit baie keer, hy het vir ons gesterf. Nee, hy het so gelei vir ons. Ek dink nie ons kan dit eers genoeg sê nie. En die ironie is, hulle het die koning van die Jode bo op die kruis, bo hom vasgemaak om te sê, dis waarvan hy beskuldig is. En ons wat aan die ander kant van die kruis staan, aan die ander kant van die oop graf staan, sien die ironie daarin raak, dat hy is nie net die koning van die Jode nie, maar hy is inderdaad die koning van die heelal. So mag jy in hierdie tyd, waar dit nou hierdie 3 ure is, tot en met 12 uur vanmiddag, mag jy ten diepste bewus word van Christus, wat in hierdie tyd sou gelei het. Dit is al vir hierdie 3 ure. Volgende gaan ons nou saam lees oor hoe Jesus sterf, hier van 12 uur af.